sporttyd hier op Goeiemôre, Good Morning. Nou ja, vergeet van al daai stories van die een wat so groot was, wat weggekom het, want vandag gesels ons oor een wat nie weggekom het nie. Zandrey de Beer is slegs 13 jaar oud en hy het op 180 kg bronshaai afgekom en hom uitgetrek en het daarmee die nuwe SA rekord opgestel. Zandrey en sy pa Zander, gesoute Protea hengelaar, skakel nou in om ons alles te vertel. Manne, goeiemôre, en ek wil daarom net eers by die jongman hoor, Zandrey, dit moes seker 'n groot verrassing gewees het toe jy die knievel uitgetrek het. Ja, dit was ons verrassing ook. En pa, vertel vir ons, moes jy hand bysit of het die jongman die ou knievel op sy eie gehanteer? Nee, kyk, as hy hengel, dan is hy baie kompeterend en ek mag nie raak aan enigiets van sy visgereedskap of aas of enigiets nie. Jy gaan voort? Nee, ja, as die mannetjie vis vang, dan mag ek nie raak aan enigiets van sy goed nie, en veral as jy 'n rekord wil eis, dan mag hy geen bystand hê nie, hy mag geen, ons noem dit maar assistance hê nie, so hy het alles op sy eie gedoen van die begin tot die einde. Die enigste plek waar ek gehelp het is toe die haai baie naby kom, toe ek die haai in die stert gegryp en uitgetrek op die sand. Zandrey, het jy geweet dis 'n grootte toe jy hom eers gehak het? Oom, aan die begin, toe het ek eers gedog soos dis 'n jonger vis, oom. Ek het hom rustig gespook en hy was nie so sterk aan die begin nie, oom, was soos ek weet jy was net asof iets geswitch het, toe begin hy verskriklik hard te beklei. Toe weet ek, ja, dis nie klein nie, oom. Ja. En wat het julle aan die hak gehad? Wat was aan die hoek? Oh, dis 'n geheim. Beloof jy kan ons nie eers 'n klein wenkie gee nie. Nee, somtyds dan, kyk, een van die bronshaai is 'n stapelvoedsel is sandhaie. So ons het vroeër die dag 'n jonger sandhaai gevang wat ons toe opgesny het vir aas. So ja, hy het 'n gedeelte van 'n sandhaai gebruik as aas. Ek sou aanneem omdat jy 'n Protea hengelaar is dit seker 'n natuurlike ding dat jou seun begin visvang het. Hoe vroeg het hy begin visvang en is dit hoe dinge gebeur het? Ja, nee, verseker, hy was nog in die doeke toe ek al klaar begin visstokke koop, of kom ons sê nog in die maag gewees het ek begin visstokke koop. En onmiddellik toe hy daai voetjies van hom kon beweeg, toe hy saam met my teen die see. En ja, en ek dink dis maar hoe sy passie ontwikkel het. Ek dis die sout in die are en ja, hy is van net elke sekonde wanneer ek in die see was toe hy jonk was hy saam met my. Zandrey, wat het jou aangetrek van visvang? Wat is vir jou lekker daarvan? Oom, dis altyd vir my die vis, net soos die avontuur, is soos altyd lekker om net teen die see te wees, oom. Soos al vang jy niks, is nog steeds vir my lekker, oom. Net om by die see te wees. En daar's natuurlik 'n rustigheid daarmee en die feit dat julle dit saam kan deel tussen pa en seun, dis nog 'n wonderlike deel daarvan, nie waar nie? Ja, dis baie lekker. Ja, ons is altyd besig om iets te beplan, waartoe gaan ons volgende, waartoe kamp ons die naweek, hoe lyk die weer, waar gaan ons visvang? Ja, so dit is 'n ongelooflike manier om familietyd saam te spandeer. Zander, as ons nou praat oor die beplanning, hoe lank voor die tyd beplan mens en gaan jy waar jy weet daar is vis of gaan jy soms waar jy geen idee het wat aangaan en jy gaan nou maar net vir die avontuur en sien wat gebeur? Dis 'n bietjie van 'n kombinasie van dinge. Dit is een van 2 maniere of 3 maniere. Eerstens, as jy weet die vis byt op 'n sekere plek, dan natuurlik gaan jy ons nou op daai area hengel vir daai spesifieke spesies. Dan die ander manier of die ander benadering is dit ons kyk na die weer en ons het net môre of oormôre om vis te vang en dan beplan ons weer volgens daai dag en daai weer en daai omstandighede van die kondisies op daai dag waar en wat ons gaan vang. Anderste hoe ons dit benader is ons wil graag 'n sekere spesies teiken of 'n sekere area gaan hengel. En dan wag ons vir die ideale weeromstandighede om daai spesies te gaan vang of om in daai area te hengel. Want elke vis is nie dieselfde nie, elke area is nie dieselfde nie, verskillende kondisies het verskillende verskillende uitwerkings. Jy noem verskoon my. Jy noem 'n baie interessante ding dat jy gesels oor die weer. Vertel vir ons wat is ideale weer en verander dit vir verskillende spesies wat jy wil vang? Ja, absoluut. Elke vis het basies sy ideale weer. So as jy 'n bronshaai wil gaan vang, soos wat Zandrey nou gedoen het, normale omstandighede sal jy sê nou maar suidooste windrigting hê
vir so 2 dae en dan die eerste dag suidweste wind op die swaai van die wind en die swel is lekker plat want jy wil diep inkom en ook as die swel plat is, dan sal die haie nader kom aan die kus en hulle is makliker binne in jou bereik. Iets soos 'n kabeljou sal jy nou weer 'n bietjie meer omstuimige water soek, bietjie meer water, ons praat van branders wat rol en so dan sal die tweede of die derde dag suidoos ideaal wees. So ja, nee, en dan so kan die lys aangaan en aangaan vir elke liewe spesie wat jy wil teiken, het sy gunstelinge omstandighede. Sandra, ek sou nou aanneem dat, verskoon my weer eens, dat dit so lekker was om hierdie groot ou uit te trek, maar wat is nou volgende op die lys? Wat sal jy volgende wil vang? Oom, ek wil graag 'n dakbul vang, dis 'n tipe van pylstert oom. Ek het baie lank een gevang. Ek dink soos 3 jaar terug en hy was maar baie klein oom, so ek wil graag so 'n vang oom. En ek wil dan ook net vir jou vra, is jy nou 'n hero by die skool nou dat jy 'n SA rekord agter jou naam het? Weet jy oom. Jy maak hom nou skaam. Hy is wel beskryf. Lieflik. Sander, as mens kyk na wat jy alles bereik het met jou nasionale kleure, hoe kry mens dit reg en hoe kwalifiseer mens om 'n Protea hengelaar te word? Verduidelik dit vir ons asseblief. Ja, ek dink die episode is lank genoeg nie, maar dit is 'n jare om dit in kort te maak, dit is 'n jarelange prosedure. Jy moet eers natuurlik by 'n klub affilieer wat by SASA en SASAC geaffilieer is. En daarna dan word jy gekies vir 'n provinsiale span. Daar's basies 3 vlakke waardeur jy moet gaan, ontwikkeling en dan 'n B nasionale kampioenskappe en dan in die A nasionale kampioenskappe. En dan werk ek op 'n ranking stelsel wat 'n bietjie breedvoerig is om hierso te bespreek. Maar op 'n 3 jaar ranking stelsel word jy verkies. Eers word jy verkies na 'n presidentsspan en van daar af, dit is basies soos jou Protea tweede span of 'n B-span of so. En dan daarna, as jy vir die presidentsspan gevis het, dan mag jy eers in aanmerking kom vir 'n Protea span. So dit klink baie keer, ja, dis net 3 jaar, maar baie keer vat dit 3 jaar net om in 'n provinsiale span te kom en dan van daar af het jy nou 2 goeie nasionale kampioenskappe en 1 swak ene en dan val die ranking en jy's uit aanmerking uit. So dan begin jy 3 jaar proses van voor. So dit is 'n taamlike lang prosedure om daar te kom. So daarom is dit 'n eer om in 'n span te hengel. Dit is nie eenvoudig nie. Natuurlik ja. Sandra, ek sou aanneem dis op jou lysie dat jy graag eendag nasionale kleure ook soos jou pa wil hê? Ja, dis definitief op my lysie oom. En laastens voor ons tot sien sê vanoggend, vertel vir ons, as jy nou advies het vir jongmans soos jy, wat nou nog nie begin visvang het nie, jong Sandra, wat sal jy vir hulle sê? Wat sal jou advies wees? Oom, ek dink soos as ek kom by visvang, soos jy moet liewer fokus op die vis, soos visvang is eintlik 'n ding in die kop, om soos jy moet nie begin oordink nie, ek weet nie hoekom nie, maar soos as jy oordink by die see, dis soos die vis gaan net nie byt nie, want dit soos die vis kan baie erg byt en as jy kop hier reg sê, vang jy byt nie, so fokus net op die een vis en dan van daar af fokus net op die volgende vis, dit klink eenvoudig, maar dis regtig nodig om. Ek het al daaruit geleer om. Uitstekend. Baie dankie, waardeer dit regtig. Bly ingeskakel want Sandra is nie die enigste wonderkind op ons lysie nie. Net hierna gesels ons oor Peter Pan, die seentjie wat vir altyd leef.